Goeiemôre gemeente. Dis lekker om julle elkeen hier te sien vanoggend en welkom dan ook by ons 40 dae se begin. Soos julle al gesien het, is die deel van die ole en ons tema is ons glo soos onblusbaar ole en dankie ook aan Annelie wat ons 'n lied geskryf het vir die 40 dae wat ons by elke byeenkoms gaan saam sing om ons belydenis en ons geloof juis in ons opgestane Here Jesus Christus te bely. Ons die 40 dae handel oor die apostoliese geloofsbelydenis. So dis die liedse woorde ook wat deur gaan deur God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So gaan ons dan nou sistematies deur al hierdie gedeeltes werk vir hierdie 40 dae. Nou daar is mense aangedui dat wil groepleiers wees vir sekere groepe of wyke en ons het nou vandag na die opleidingssessie en dan sal ons julle kontak die wat aangedui het julle deel wil wees van 'n omgegroep. Nou van die wyke gaan by mekaar kom, nie al die wyke nie, sommige wyke en dan sommige omgegroepe gaan vir hierdie 40 dae dan by mekaar kom een keer 'n week. En dis 5 weke lank waar julle dan die stukkies gaan behandel soos wat die leier dit vir julle gee en dit sluit dan aan by die preek ook wat ons behandel. So dis 40 dae wat ons as 'n gemeente gaan saam reis saam met God en ons eie geloof bietjie sal laat verdiep en ons verhouding natuurlik ook met die Here daardeur sal verdiep. Nou waarom 40 dae? 40 is 'n van die simboliese getalle in die Bybel. Die volk was 40 jaar in die woestyn. Jesus was 40 jaar in die woestyn, 40 dae in die woestyn, waar hy versoek was met die duiwel byvoorbeeld. So 40 is 'n tydperk wat gesien word as
'n volle tydperk, 'n bietjie uitdagend, nog nie baie uitdagende tydperk, maar as die 40 dae verby is, of die 40 verby is, dan is dit 'n volmaakte tyd saam met die Here. So dis die simboliek van die 40 dae. En dan vir al die maatskinders, ons gaan vir volgende Sondag af vanaf, julle elke keer ietsie weet wat julle moet kry. En julle ek sal 'n bietjie later in die week iets uitstuur daaroor, maar julle gaan elke Sondag ietsie kry wat julle kan fisies vat huis toe, en dis soos 'n versamelding wat julle bymekaar kan sit aan die einde van die 40 dae om 'n volle prentjie te kry. Ons gaan volgende Sondag af, gaan julle elke Sondag 'n stukkie kry van die groter prentjie. Kom ons raak 'n bietjie rustig in die teenwoordigheid van die Here. En onthou, as ons in die huis van die Here is, ons is geroep deur God, en God die Vader is hier, die Seun en die Heilige Gees natuurlik, en God wag vir ons hier in sy huis. En hy is die gasheer, en hy is die een wat ons genooi. Ons is nie maar net per toeval vandag hierso in hierdie kerk gebring. So kom ons raak 'n bietjie rustig vir so 'n paar sekondes en vra dat die Here vandag sy erediens ryklik sal sien. O Heilige Gees, dankie dat ons kan weet dat U is hier teenwoordig vandag. U is nie maar net iets waarvan ons lees in die Bybel. U is die lewendige Gees, die een wat vir ons lewe gee, die een wat ons leiding gee, die een wat vir ons as gemeente krag gee, Here, om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Here, ons dra hierdie hele 40 dae periode aan U op, Here, mag U ons gelowe weer aan die brand steek, dat dit sal brand soos skole wat nie geblus kan raak deur water en dinge van hierdie wêreld. Onblusbare kode wat sal brand tot eer van U naam. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 519, die stilling weet al 4 die vers. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy is gekom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hierdie is die woorde wat die vroeë kerk so 200 na Christus min of meer bely het. In daai tyd was daar baie verwarring gewees, ook wel soos vandag, binne kerke, binne die gelowiges. Want nou toe was die kerk nog 'n nuwe ding en almal het nie nog die Bybels gehad volledig soos ons vandag gehad het nie. En die kommunikasie was nie soos vandag nie. So daar was klomp verwarring gesaai tussen die gelowiges. En in daai tyd was die kerk ook vreeslik vervolg. So baie keer het mense maar die geheim kerk gehou en hulle geloof was werklik uitgewys. Glo jy werklik die dinge wat die Bybel sê? En toe kom 'n paar persone in die kerk, 'n paar leiers, en hulle sê, kom ons sit hierdie woorde mekaar. Om te sê dat ons as al die kerke van die Here Jesus Christus glo hierdie woorde. Dat die woorde in hierdie belydenis die fondasie is van wat ons glo. En dat die dinge daarin nie onderhandelbaar is. So ook vir ons as 'n gemeente moet ons kan sê na hierdie 40 dae weer eens opnuut en te sê, Here, dit is wat ons elkeen glo in hierdie wêreld. Maak nie saak hoe ons beproef word, hoe ons geloof uitgedaag word of afgejaag word in die wêreld waarin ons leef. Nou die Bybel het 'n paar voorbeelde van beelde van wat is geloof. En ons kan verskillende beelde nou maak daaruit om te sê, so verstaan ons geloof. Want geloof, of dinge van geloof of van ons van die Bybel, baie keer is hierdie vreeslike flamboyante terme en dinge, tyd nie vir ons mooi woorde. Ons wil weet, Here, wys vir my iets waarmee ek my kan self om te sê, Here, so moet ons glo. En daarom het die Here ons so gelei om die beeld te gebruik van kode wat brand, van 'n vuur wat brand, van iets wat aan die gang is daar, iets wat ons kan sien, kan voel, kan waai. En dis daarom dat hierdie beeld van kode wat brand ons tema is vir hierdie 40 dae. Mag elkeen van julle, of jy nou 'n groepie is of nie, maak nie saak nie, maar deel van die prediking en ensovoorts, dat jy weer jou geloof, dat die Here jou geloof weer sal aanwak, om te sê, is die brand nie vir my, is waar as jy, hoe is jou geloof, het jy geloof afgesteek, dat die Here jou geloof weer sal aansteek in hierdie tyd uit. Kom ons sê vir die Here, dankie hiervoor, en bely op daardie ons geloof, in die opgestaande Here, deur die volgende 2 lofliedere ook dan ons saam te sing, terwyl ons staan. Lied 464, oor Heer my God, en dan 509, op berge en in dale. Kom ons saam sing. Amen.
Here, dit is so wonderlik om U te kan bely, Here, deur ons gesange, deur ons gebede. Maar Here, help ons dat U woord en die Gees ons wil aanspoor om U ook te loof deur ons lewens wat ons leef. Oor dit wat ons doen en dink en praat in die wêreld ook daar buite. Daarom, Here, Gees van God, laat hierdie ou verhale wat ons gaan lees, maak dit nie vanoggend vir ons. Laat dit soos 'n vonkie is wat die olie aan die brand steek, Here, in ons hart, in ons gedagtes. En Here, mag ons as gemeente ook kan sê, Here, ons glo soos onblusbare God. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vanoggend se preek kom uit 2 gedeeltes uit. So Eksodus 3 is die eerste gedeelte en dan 1 Konings 18. So julle kan nog oopmaak by Eksodus 3 vanaf vers 1 as ek reg is. Ja. As jy kinders onthou, Eksodus, tweede boek in die Bybel. En dit handel oor God wat sy volk red uit Egipte uit en dan het hulle die wet gegee en waar hulle dan in die woestyn dan leef. Kyk, so ons begin lees dan vanaf vers 1 uit Eksodus 3. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne 'n doringbos. Terwyl hy sien hy die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waar jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hiwiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Ons lees dan tot daarso. Daarna kom die Here wat is sy naam, nee, want hy vra nou eers vra Moses, maar wie is ek? En op die einde van die dag word dat die Here net wil sê, maar ek is die een wat jou stuur. Dit gaan oor my, die Here, nee. En dan sê die Here, ek is die een wat is, nou nie, Jahwe of die Here nou, nee. So ons lees ook, ons gaan nou na 1 Konings toe gaan, maar julle kan nog blaai na 1 Konings 18 toe. Ek gaan so kortliks 'n paar dinge vir julle doen oor Eksodus 3. So die Here verskyn hier aan Moses. Ek onthou nou Moses se verhaal, nee, hy was nou as babatjie in 'n mandjie gesit in 'n vuur wat die Farao maak babas dood. Toe kry hy sy prinses hom nou en sy maak hom groot en Moses raak nou soos 'n stiefbroer van hulle, raak later 'n boetie wat dan groot raak binne die paleis, binne die koningshuis, nee, van die Farao. So en dan Moses is natuurlik 'n belangrike persoon in die Egiptiese land, nou nee, die koninkryk. En dan gebeur dit dat nou uitvind wat gebeur het, ons nou net dat die Farao sy klomp seentjie doodgemaak het van die Jode en dan maak hy nou dan lei dat hy nou 'n ongelukkige Egiptiese soldaat doodmaak en hardloop hy nou weg.
En dan in die woestyn ontdek hy dan nou sy vrou en sy skoonpa ensovoort. Nee, so Moses het al 'n paar jaar aan die lewe gegaan, deur moeilike goed gegaan. En hier in die woestyn by die berg verskyn die Here aan hom. Hoe verskyn die Here aan hom? Deur middel van 'n vuur wat brand in 'n bos. En ons sien telke male wat dit uitgelig word, dat hierdie bos brand nie uit. So hierdie vuur wat die teenwoordigheid van die Here simboliseer, wat die teenwoordigheid van die Here is, dit brand nie. En dit fascineer vir ons. En dan praat hy met die bos, en die bos praat terug met hom. En dan maak die bos het baie duidelik, nie die Here teen die bos wat hy praat, die vlamme, om te sê, ek stuur jou nou terug na daai land, ek stuur jou terug na waar jy vandaan kom, om my mense te bevry. En dan is Moses eintlik hier ontstel, hy is heel verward, want hy voel, Here, hoe kan u my stuur? Wie is ek? Onthou, Moses het groot geraak in die huis van die Farao. So hy weet hoe magtig en belangrik die Farao is, nie in wêreld. Die Farao's was aanbid soos gode. Hulle was deel van die godedom binne in daai tyd. So hulle was gesien as gode. Nou moet Moses nou kom, hy het weggehardloop destyds al en hy het al hulle weggegooi, weggehardloop. En nou moet hy van sê vir die Farao, nee, jy moet al die slawe wat so lekker werk vir jou, moet jy laat gaan. Nou sê Moses, Here, wie is ek nou? Hy gaan ons nie luister na my. En dis dan hier wat die Here dit duidelik maak, maar nou ek stuur jou. Want hoe die Here stuur vir Moses. Dit gaan nie oor wat Moses kan doen of hoe oulik hy is nie, dit gaan oor die Here wat hom stuur. Die Here wat hulle laat gaan brand in hom, nie? Dis die Here wat hy vuur is wat brand. En Moses moet die geloof hê van die Here om dit te gaan doen, om die onmoontlike te gaan doen. So sy geloof moet getuig van hierdie vuur wat met hom gepraat het vanuit die doring. Ok, nou weet ons nou, gaan dan later terug, en dan kom die 10 pla en al die goede by oulik van hulle weg, en dan ensovoort, nee? Kom ons gaan nou na 1 Konings 18. So 1 Konings 17, 18 en 19 is die gedeeltes wat veral fokus op Elia se bediening. Elia was die profeet wat moes gaan sê die koning, dit gaan nie meer reën nie, dit gaan nou droog wees, want julle is sondaar. Omdat die koning en die priesters van die volk het begin om ander gode te aanbid. By die tempels, by die tempel en so. Nee, so, hulle het ander gode aanbid. So, God wil hulle straf daardeur, hulle droogte gegee. En hier in 1 Konings 18 sien ons 'n stryd tussen twee geloof. Ons sien aan die een kant die stryd van die gelowiges wat nou glo in hierdie afgode. En die hordes, honderde priesters en allerlei profete en dinge van daai God of afgode teenoor hierdie een profeet, Elia. Teenoor sy geloof in die Here. Daai Here wat Moses met gepraat het, daai selfde Here, stuur dan nou vir Elia. Ons sien hierdie magtige geloof in wêreldse oë, nie? Magtige manier om te dink en te doen. En die meerderheid, nie? Teenoor die een profeet wat soos 'n profeet in die woestyn moet getuig vir die Here, nie? En ons sien dan wat hier gebeur. Kom ek lees ons. So dis 'n baie interessante gedeelte hierdie, en ek al 3 hoofstukke lees, op jou eie bietjie lees, dan weer gaan te sien wat is geloof. Roep vir my die hele Israel bymekaar op Karmelberg. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asherah wat van Isabel se tafel afneem, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op Karmelberg laat bymekaar. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met dink op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is,
volk. Nou Baal is af in daai tyd. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord. Dus hier sê Elia dit baie duidelik vir hulle. Daar's of twee goed, jy moet kies nou wat se God jy wil. Of vir Baal wat julle so lekker aan met verlangte, of die Here. En hulle wou nie antwoord. Al die profete en priesters wat hulle kon weet, 'n bietjie te kan praat en terug te praat en die gesprek kan voel, hulle bly nie stil. Hulle wil nie antwoord op dit wat Elia van vra. Vers 22. Toe sê Elia vir die volk: Ek alleen het oorgebly as profeet van die Here. Maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 binne. Hulle kan vir hulle een wil kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord is God. En kom ons weer met vuur, né? Die hele volk het geantwoord, dis goed so. Want nou, hulle gaan hom bewys, jou God, jou Here is sommer niks nie, ons God is magtiger en beter. Toe sê Elia vir die profete van Baal: Kies 'n bil en maak julle hom eers gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie. Hulle neem die bil wat hy hulle laat kies en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag: Baal, antwoord ons. Daar was nie geluid van hom. Niemand het geantwoord. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Toe teen die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder: Hy is ons God. Miskien is hy diep in gedagte of gou bietjie uit of op reis of dalk slaap hy en moet hy eers wakker word. Toe roep hulle nog harder en soos altyd kerf hulle stikke en swaarde en spiese dat die bloed hulle voorloop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag die tyd vir die aandoffer was daar geen geluid. Niemand het geantwoord. Daar was geen reaksie. Nou Elia het hulle gesê, julle moet nou antwoord. Wat is God julle antwoord? Toe wil hulle hom nie antwoord. Hulle wil toe nie hom antwoord oor wie wil hulle antwoord nie. En nou antwoord hulle God self nie. God van Baal antwoord. Toe sê Elia vir die hele volk: Kom staan hier by my. En hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stukkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het: Jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daarom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die wilstukke en lê dit op die hout. Toe beveel hy: Maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy: Doen dit weer. En hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy: Doen dit 'n derde keer. En hulle het dit weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer, die profeet Elia vorentoe gekom en gebid: Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit nog vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U Here God is en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het self die water in die sloot opgelê. Toe die hele volk het sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: Die Here is God, die Here is God. Ons lees dan net vandag. So hier in die gedeelte van 1 Konings 18, soos ek gesê het, ons hierdie stryd tussen twee gebiede. En onthou daai priesters en profete wat vir Baal aanbid en Asherah aanbid, die meeste van hulle was voorheen ook priesters en aanbidders van die lewendige Here. Maar hulle geloof het met tyd vir een of ander rede geblus geraak.
Hulle het eerder gesoek na aardse beloftes, gesoek na aardse voorspoed. Hulle wou 'n God sien op in 'n beeldjie en sê ons aanbid hom en ons kan hom nou ons eie maak en hom aanvat. En hierdie God, hierdie beeldjie moet iemand met ons sê, eintlik wat ons wil hê. So hulle het 'n geloof probeer maak wat vir hulle pas. En dit kry ons ook baie keer net in vandag se lewe, né? Dis so deel van die wêreld. Ek wil maar net glo soos ek wil, wat vir my die lekkerste en gemaklikste. En daarom kry jy vandag baie mense wat sommer gelowe met mekaar meng. Hulle vat die lekkerstes en die lekkerstes, meng dit met mekaar en dan is dit sommer dat eie spiritualiteit, né, of eie geloof wat vir hulle sommer lekker is. As ek al wil aanhou sonde doen of hierdie sondes doen, dan doen ek dit. As ek dalk ophou met dit, doen ek dit. Staan maar af hoe ek voel daai dag. Dit was die oorsaak van wat hier aangaan. Maar een persoon, die profeet Elia, sy geloof het simbolies nog gebrand, né? Soos 'n warm vuur. Soos die vuur wat met Moses gepraat het daar in die bos uit. Soos die vuur wat neergekom het op die altaar van die Here, die een wat Elia reggemaak het, die een wat sop nat gemaak was, deur 3 keer 4 kruike water daar uit te gooi. Het gewys dat menslik gesproke moes daai altaar nie aan die brand kom sien. Met wêreldse oë is daai geloof onmoontlik. En so moes dit ook gelykheid vir die ander priesters, profete en ander mense wat op 'n siene preek gaan. Hulle moes gedink het, wat gaan nou hier? Daai storie gaan ons nooit aan die brand inslaan. Daai vog, daai water sal ons doodmaak. Ons is baie mense, ons is die meerderheid, ons weet wat reg is en ons altaar vir Baal gaan aan die brand. So hulle het staat gemaak op hulle eie vermoëns, op hulle eie geloof wat hulle mekaar geslaan het, wat vir hulle lekker was. En dan baie keer hierdie gelowe van Baal, Asherah, die praktyke ook wat hulle moes doen vir daai gelowe, het gegaan dat hulle ook hulle plesiere, hulle vleeslike plesiere kon heeltemal net aandag aan, né? Daar was met vreeslike aan die gang die partytjies en dinge. So hulle het gesê, ons wil nie hierdie lekker leefstyl klaar, dat gaan nie, ons wil dit aanhou. Vir hierdie ou wat sê, ons moet nou 'n Here aanbid wat vir ons sê, hoe ons moet leef, ons wil niks daarmee doen. Want dit gaan ons ongemaklik maak. En dit was nou simbolies toe nou, net te wys dat daar was nie 'n vuur wat in hulle gebrand het. Daar het ook die vuur buite hulle gebrand. Want daardie geloof is dood. En so 'n wêreldse geloof is so dood. Dit lyk dalk lekker, dit lyk dalk gemaklik, maar daar is nie 'n vonkie wat spat binne daardie persoon se hart. Elia het kom getuig van 'n geloof wat reg is. 'n geloof wat in wêreldse oë onmoontlik lyk. Want in wêreldse oë sou mense sê, daai altaar sal nooit kan brand nie. Daardie Here sal nooit kan sê en wys hy is lewendig. Maar toe kom wys die Here vir hulle. Dit gaan nie oor Elia nie, dit gaan nie oor julle nie. Dit gaan oor God, die een wat sê ek is. Daarom geliefdes in hierdie 40 dae moet ons besef, dit gaan nie oor ons eerstens, dit gaan oor God. Wat die vuur is. Dat God is wat uit die bos uit praat, uit sy woord praat en deur sy Heilige Gees met ons elkeen praat en wat daai vuur aansteek aan die binnekant van ons. As jy dalk voel jy is klomp stompe en ou hout of jy is net as wat oor is en jy voel jy kan nie brand vir die Here. Jy voel jou omstandighede maak dit so dat jy vol water toegenak word. En jy is dalk skepties oor hierdie beeld van kole wat binne jou lewe brand vir die Here. Sê ek vandag vir julle, dit gaan nie oor jou, dit gaan nie oor my. Dit gaan oor die God
wat sê ek is die een. Wat deur hy vuur sal aansteek binne ons. Ons moet net luister, ons moet net sê, Here, hier is ons Here, en sê, Here, so glo ons. Nie oor my eie vermoëns nie, maar oor wat U al bereik het en gedoen het, deur al die eeue, en dit wat U ook in my eie lewe vir my kom bewys het, dat U die enigste ware Here is, en dat U selfs dooie weer aan die brand kan steek. Amen. Here, help vir ons as 'n gemeente, help vir ons as gelowiges, dat ons van vandag af vir die 40 dae periode werklik by U sal tyd spandeer en sal besef, Here, U wil en kan en sal die kole binne ons aan die brand steek. Here, dat ons nie met wêreldse oë na onsself kyk, Here, maar na die oë wat U het vir ons. Here, mag ons deur ons groepies wat ons al het, Here, deur die gesprekke wat ons het, Here, dat U dinge sal kom wakker maak in ons. Here, dat ons spreek woordelik soos 'n veldbrand sal versprei. Dat dit wat binne ons is, dat ons nie vir onsself gaan hou nie, maar dat dit sal uitvloei en vermeerder van ons. Dat nog mense, nog plekke ook daardeur aan die brand sal slaap. Here, mag ons ook seën nou waar ons as deel van hierdie geloof en getuienis van die geloof ook nou gaan oorbeweeg na die nagmaal. Deur die brood en die wyn te besef dat dit is die tekens van die geloof. Dat U werklik gesterf het, dat U werklik die aarde was. En dat U gesterf het vir ons sondes. En dat U opgestaan het. Al sê die wêreld ook wat. En daardie krag wat U laat opstaan het, ook binne ons is. En die vonkie sal wees wat weer die vole aan die brand sal steek binne ons. Ons bid dit in U heilige naam alleen. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sien dan in die tafels lang gereed, maar kom ons staan vir ons nagmaal lied, lied 253, wat ons nou kan sing, terwyl ons die tafels lang gereed het. Julle kan maar staan ons. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus Christus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom?
sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. En dat ons daardeur ons geloof sal bly verlei in die opgestane Here Jesus Christus. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons gaan eet nou, laat ons dink aan die swaar krygende dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sien ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is en dat ons dit glo en bely. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Ek gaan nou die kerkraad en die helpers vra om vorentoe te kom, dat ons begin om die brood en die wyn in die prydesak te doen.
groot wyn, druiwesap, het allemaal gekry. Dis nie hier daar. As ons die brood neem, dan dink ons aan Jesus sy liggaam wat gebreek is, waar hy baie seer gekry het, nie? Natuurlik doodgemaak, maar dat sy liggaam fisies gebreek is, vir jou en vir my. En dat sy liggaam die lewensbrood kan raak vir ons, om ons die nuwe lewe te gee, deur sy dood. Maar sy liggaam het opgestaan en sit nou aan die regterkant. Neem dit, dink aan Jesus sy liggaam wat vir jou en vir my gebreek is. Die beker van danksegging. Laat ons dink aan Jesus se bloed wat gevloei het vir elkeen van ons. Dat hierdie bloed ons skoon gewas het en dat ons in Jesus nuwe skoon mense en deel is van sy familie. Neem dit, drink daaraan dat sy bloed vir ons gevloei het. Here Jesus, dankie dat ons kon deel hê aan u nag. Dat dit 'n teken is van ons geloof in u. Here, help ons om die beginsels wat u vir ons geleer het, leer die woord en wat u vir ons wys in ons lewens, dat ons dit sal uitleef. Dat ons sal besef, Here, dat u baie duur betaal vir ons. En dat ons aan u behoort. Dankie vir u groot liefde en genade. Amen. Afkondigings, dit weer eens, julle wat in die 4 dae kopies gaan lees, julle sal vandag nog so begin 'n terugvoer kry oor watter goed lei waar jy van mekaar kom en so voort. En as jy nog nie aangedui jy wil deel wees nie, jy wil deel wees, laat weet asseblief vir my dat jy kan help om jou te help in 'n groepie, dat ek ook baie dankie van die span wat help nie met al die reëlings so ver en ook vir die mooi maak in die kerk en so voort. Dan onthou natuurlik ons bazaar, die 26ste Augustus, die kerkraadslede is besig daarmee. Asseblief gee julle samewerking, ons is opgewonde en ons weet dat die Here dit ook sal seën dan ook baie geluk aan almal wat onlangs daar het 'n klein en ryker geword het, oumas, oupas, paas, maas, dit is besonder ook aan lappies hulle baie geluk ook aan julle klein wat gebore is. Dan ons voorbereiding aan die volgende mense. Op die lys wat julle sien, ons dink ook, besonder ook aan oom Johan wat oorlede is, Johan van Heerden, ons dink aan oom Jopie en die familie met die afsterwe van oom Johan van Fransien, dink ook aan haar. Dan almal wat se families ook siek is, baie sterkte aan julle ook, en mag ons as gemeente ook vir mekaar bid in hierdie tyd. En onthou, 'n boodskap die oproep beteken baie vir mekaar. En dis waarom ons juist as deel is van 'n familie, van 'n kerk, gemeente, is juist om na mekaar te wees en te bid vir mekaar. Dan baie geluk aan almal wat verjaar ook. Vandag is dit C.J. Marx, Marioli Swanepoel, en dan sal hele paar mense wat die week kom ook dan nou gaan verjaar. Baie geluk aan elkeen.
Dan terugvoer oor die 4 bedieningsareas, fokusareas. So laasweek het sending vir ons 'n bietjie terugvoer gegee oor wat aan die gang is. Nou vandag gaan ek 'n bietjie praat oor die ander 3 omdat hulle nou in die beginstadium is en nog aan die gang kom nou, wil ek sommer vir julle net noem wat val onder al hierdie verskillende fokusareas. Die fokusareas onthou nou, dis wat kom van Pinkster af, waar ons gesê die Here sê vir ons dat hierdie 4 goedes, woord, sending, sorg en leierskap, dis die 4 dinge waar ons as gemeente moet fokus. Dis die 4 dinge waartoe die Here ons roep as gemeente om te sê, met hierdie dinge moet julle self besig hou. En so ook as mense van buite moet vra, wat doen hierdie gemeente? Waarom bestaan hierdie kerk? Moet ons kan sê, ons bestaan vir hierdie 4 redes. En dit is waarom die Here ons roep as gemeente om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. So by die woordbediening is dit alles rondom die prediking, die eredienste, die 40 dae van onder dit, die jeugbediening en alles daarbey, beleidingsklasse ensovoorts. Dan by die sorg gedeelte is daar 'n pastorale groepie wat nou begin, pastorale beradingsspan, wat ek en Jolandi sal gaan vir hulle opleiding gee, en ons gaan heeltyd in kontak natuurlik met mekaar wees. Nou, waarom moet daar so 'n span wees? Want daar's mense wat geroep voel om met mense te kan praat, pastoraal. En hulle voel daar baie keer, hulle het die leiding nodig, die hulp nodig, en daarom kan ek ook nie noodwendig altyd oral wees by alle gesprekke. So daarom gaan ons mense oplei, van hulle het klaar opleiding, ons gaan net saam praat en so spannetjie om te kyk, as daar 'n noodgeval is, of iemand sterf, of iemand is siek, of daar gebeur iets, dan het ons iemand om te stuur vinnig na die gesin of familie toe, om daar te gaan help en te praat, en 'n bietjie met pastorale kennis die situasie te hanteer. Dan by barmhartigheid onder sorg, is ons ook daar besig om te kyk, hoe kan ons nog beter en nog meer 'n verskil maak in Jacobsdal, Hoe kan ons nog steeds nog meer uitreik na mense wat in nood is? Dan is daar ook die gebedsbediening onder sorg, wat ek nou in gang kom, waar ons klaar 'n groep het en nog meer mense gaan later bykry. So ons gaan dan ook 'n aktiewe gebedsbediening ook in die gemeente dan nou hê. So by leierskap is daar 'n paar ander dinge ook, maar ons gaan ons lidmate oplei om hulle eie leierskapsvaardighede en gawes te ontdek, sodat hulle in die gemeente, maar ook by hulle huise, by hulle werksplekke, by skool ook dit kan toepas en uitleef, dat hulle 'n bietjie meer vaardigheid. So dis nou 'n bietjie wat val onder woord, sorg en leierskap. Ons het laas ook gehoor van sending. Sending is op die gang en daar gaan ook dinge begin verander ensovoorts, so die ons wag en ons is opgewonde oor die Here wat vir ons gaan dinge wys en dit aanspreek ook. Ook hopelik deur hierdie 40 dae glo vertrou ons dat die Here ook dinge by julle sal wakker maak. Sê Here, ek het nou hierdie vuur binne my, ek wil U dien, ek weet nie hoe. En dan kan jy by een van hierdie fokusareas op insluit en sê Here, hier wil ek 'n verskil maak. Hier wil ek my geloof uitleef en hier wil ek 'n verskil maak in die wêreld daarby. So laat die Heilige Gees toe om hierdie 4 dae met jou te praat. Dinge by jou wakker te maak, om 'n vonkie te wees, om iets by jou aan die brand te steek, sodat jy binne die gemeente, binne die wêreld dan die Here kan gaan dien met die gawes wat jy gekry het van hom. Ons gaan dan nou afsluit, aanvang met ons temalied, so ons het in die begin om 'n paar keer gesing. Dis 'n wonderlike lied, dankie aan die weer eens vir die lied geskryf. So hierdie is ons eie lied wat sy geskryf het vir ons 40 dae. En kom ons staan asseblief en ons sing ons hierdie lied lekker saam.
Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vang. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.